ek moet net vir jou sussie kyk. Ja, kamper. Okay, sien jy daar voor is 'n stokkie in die pad? Ja. Okay, ek wil hê jy moet nie boor op. Daar is nog 'n dag verby. Ons het vandag gery van basies van waar van Andersroad lief? Nie baie ver in gewees gister waar ons vasgeval het, nie? Ja, kan nie nou kykie. Okay, so hoeveel kilos het ons vandag gery? Ons het so min of meer 100 km gery. So 100 kilos tot by die pragtige boom wat mense nie op baie of wat is dit? Krummetaart. Krummetaartboom wat jy nou nie baie mooi kan sien nie. Vanaand slaap ons hier by die krummetaartbome, môreoggend ry ons weer verder. Ek is nog steeds baie op my senuwees. Net vir die wilde diere, dis maar eintlik al. Maar ek dink my vuurtjie loop mooi. En sterre is pragtig, dis iets om te ervaar. En ons gaan lekker slaap vanaand. Ons is op pad, ons het gisteraand by die Baobab bome geslaap. Vroeg opgepak. Nee, ek het nie die kinders verloor nie. Hulle sit pad op die dak. Iets wat julle al in my video's dalk gesien het, elke dag met Healy in charge, is my motion lights. Want ek hang hulle buite die tent op, laat ek kan sien as iets beweeg. My man kyk vir my slaap, sê dit is normaal. Anyways. Dus is op pad. Ons is nou op pad noord na die grenspos by Pandamatenga. En dan gaan ons daar verby ry. Ja, doen jy so 'n bietjie van 'n ompaadjie, jy kan nie heeltemal oor die grens langs die grens bly nie. En dan gaan ons aanry tot by Lesoma vanaand en dan gaan ons daar oorslaap. Op Lesoma, hopelik as ons daar 'n plekkie kan kry. Okay, so ons is nou soos ek het verstaan, is ons nou halfpad op die Hunters Road. Ons is nou net verby die grenspos by Pandamatenga. Ek hoop ek sê dit reg. En ons ry nou die noordelike gedeelte. Hierdie gedeelte is baie besigger. Baie meer mense ry hom as die suidelike gedeelte wat ons nou gery het. En dan gaan ons nou aanry tot by, wat het ons gesê, Lesoma. En dis omtrent so 150 kilos van hier af. Alright, nou sê. Well done, julle. En ja, ons het, wat het ons gesê, meer as 36 uur laas mense gesien. Tot vanoggend toe. So, ja, baie cool.
Hard in die lug. Ek het daar aan die kant so kan. En net die baie. Ons bring net almal up to speed met waar ons is en wat ons doen. Ons het laas gekommunikeer by die bijenbome. Vandag is dag 6 op die pad voor ek weer gehelp word. Sorry. Right, goed, ons het van die bijenhuis afgerei. Becky en Zanelle het bietjie bestuur. Een van die twee het seker bietjie te hard bestuur. Ons waantjie. Kijk nou hierdie. Skus, hier is nou 'n ou wat my wil verbygaan. Toch. Kom verby. Hy gaan seker nou maar verby die trop ook. Ja, en dan gaan hy nou hier voor my wil inry. Hy los hom in sy land, wat hy doen wat hy doen. Okay, kom ons, die pad is vanoggend baie besig. Baie trokke. Alright, so ons by die bijenhuis. Ons het gery die waantjie se bladveer. Ek weet nie van 'n ander woord vir dit nie. Die waantjie se bladveer het gebreek. En ons het hierdie amazing mense van Sunset Tribes langs die pad gekry, gelukkig. Hulle het gehelp. Ons het 'n nuwe bladveer gemaak met 'n mopani tak. Ons het hom gekap met 'n byl en ons het dit gemaak tot 'n Kazankulu. Kazankulu. Waar ons by
service center aangeklop het vir hulp. Ons het spares gekry, hadden dit vir ons ingesit. Waantjie is gefiks, lekker. Ons is terug op die pad. Gisterand oorgeslaap by Natal Lodge in 'n ordentlike chalet waar ek kon bad en waar die res van die familie in 'n buiteshower geshower het wat lekker gelyk het. En ons het lekker geslaap en nou druk ons om te kom by Francistown. Ons gaan kyk hoe ver kan ons vandag, hoe naby kan ons vandag aan die huis kom. Miskien kom ons nog by die huis.